staan die verdediging bankvas van ATS Drosdui. Nou word daar weer gehardloop deur die swaargewigte. Nog so 4 meter. Die swaargewigte sekerlik sal nou vorentoe kom om die bal te dra. Baie goeie verdediging weer eens van ATS Drosdui. Foppar gee en oor gaan hy. Uitstekende 3 aan die kant van Affies om hulle rekening te open deur Freddie Roberts, die skramskakel van die Afrikaanse Hoërseunskool. Ja, goeie Foppar gee soos jy sê, die Afrikaanse Hoërseunskool. Hier kan ons sien agterlyn probeer om die kant gaan, dan word daar vasgemaak en word deur die voorspelers nou vorentoe gevat. Agste man Stefan McDonald. Nog voorspelers in beweeg. Goeie verdediging op hierdie stadium van Drosdui. En dan sien jy die gaping. Roberts oor vir die eerste 3 van hierdie wedstryd. En terwyl ons daar na die kyk weer gekyk het, baie goeie skop deur Ruben Groenewald, die kaptein van die Affies span. Ook so die 109de kaptein in die geskiedenis van die Hoër Afrikaanse Seunskool. Mooi uitgepik uit die lug uit. En nou word daar spoed ingespuit en daar die hardloopie, vinnige steekskoppie op die voet word hy geplaas in die hande en nou is hy binne toe getrap. Daar's ondersteuning en Juries gaan reguit deur onder die paal. Uitstekende 3 vir ATS Drosdui om die wedstryd terug te trek. En jy kan definitief sien die skare is beïndruk. Span van die suide. Hier kan jy sien bitter goeie pas deur Jacques de Klerk wat Caden Juries onder die paal stuur. Oor die doellyn gaan boer en albei loskakels. Die bal deur die paal geklits vir 'n verdere 2 punte, 7 punte elk na net 12 minute op die telbord. Nou word daar vorentoe gewerk deur Stefan McDonald. 2 verdedigers aan die agterkant, maar nou aanslaan Philippus Swart, wat ongelukkig net nie aan die bal kon vashou nie. Maar die skeieregter wat sê speel aan en nou kom hy laag en kort gestuit, nog so meter kort. Dit is weer die skramskakel wat uitgee en hierdie keer is Affies hoor vir nog 'n 3 in die vorm van Stefan McDonald, 8ste man van Affies. Professionele spelers gewoonlik om hy 80%. Hier kan ons sien, ongelukkig nou nie waar daai aanslaan was nie, maar daar was geen keer daar aan McDonald nie. Gedruk het en die agterspelers net 3 keer oor die doellyn gaan kuier het en weer eens 'n baie goeie skop deur Ruben Groenewald. Sover sy slaagsyfer van 2 uit 2. Tipiese Bloubil rugby wat werk. Dis Philippus Swart weer met bal en met hand op bal. En Groenewald kry die bal kort aangee na regtervleuel Hugo Snyman. En oor die lyn gaan hy vir nog 'n 3 aan die kant van Affies. En hulle maak dit 10 punte teenoor 7 na 20 minute. Ja nee, baie sterk hardloper is die van Hugo Snyman. Mooi op die skouer van Ruben Groenewald ingekom. En Ruben Groenewald 3 uit 3 vir hierdie wedstryd sover. En vinnig is daar daglig tussen die 2 spanne in die guns van Affies. Hier kan ons daai beweging sien, kort aangee deur Groenewald. Hy is kaptein en meesterbrein van hierdie span. En hier kom Drosdui op die aanval as manne aan die buitekant. Gaan hy hulle gebruik, hy wys hakskene vir die verdediging. Is dit Jacques de Klerk en nou in die hande van buitesenter Abdul Fischer. Trap so een man in die buitekant en in die hande van Perlo Perrin heel agter. Van ATS Drosdui gaan kuier in die hoekie om een terug te trek van ATS Drosdui. Jy kan sien die ondersteuners in mekaar se ore daarso. En toe volg die 3 van Perlo Perrin. Nou Janu van Deventer uit die hoekie uit. Wil jy dit enigstens moeiliker maak vir hierdie onder 19 skopper? Hy is op pad paal en toe tref die linker reg op paal. Baie goeie poging, maar ongelukkig 'n baie goeie poging is nie goed genoeg in hierdie wedstryd nie. En hier kan ons sien, van amper op hulle eie kwartlyn. Goeie werk daar. Daar kan ons sien is de Klerk. Goeie werk deur hom in die lang paas. En dan het hy op die regte tyd, Perrin stuur hom hoekie toe. En is weer in die hande van ATS Drosdui, kom tot net buite hulle eie 22 meter lyn. Dis nog steeds die
voorspelers van Drosdui wat dit vorentoe dra in die hande van Werner Ramsauer. Nou net binne hulle eie 22 meter lyn val hulle weer aan, maar dit word opgepik deur die linkervleuel en Drieke stryd op van Affies. Hy's reg deur en net so maak Affies weer die gaping groter. Vinnige wakker spel deur die kant van die Afrikaanse Hoërseunskool. Ja, dit is wat HTS Drosdui nou nie sou wou gehad het nie. Was nou om net nadat hulle punte aangeteken het, punte weer af te staan. Maar dis weer 'n Groenewald wat mooi sy regtervoet deurlê en die punte weer groter maak met 'n ekstra 2. Hier kan ons sien. Goeie tackle uit die bal uit. Daai werk was gedoen deur Nicolaas Grobler. Die Botawater. Philippus Swart wat weer sy springer vind en weer eens die rolmaalbeweging wat meters vind. Hulle is nou net so 3 meter uit. Aan die agterkant is Philippus Swart en hy's hoor vir sy eerste 3 van die wedstryd. Briljante spel aan die kant van die Afrikaanse Hoërseunskool. 3-3 vir Philippus Swart. Janu van Deventer wat weer afskop, net teruggeslaan daar so deur Affies. Hy het al 'n losgemaal afgerig. En weer eens Groenewald deur die mikke vir 'n verdere 2 punte. Dit maak die skuif die telling nou op. Freddie Roberts met die bal wat insit in die skram en uitkom en na Groenewald toe. Groenewald met 'n baie goeie eerste helfte en 'n baie uitstekende lyn van Lamont Paetjies. Lamont Paetjies, 5 sakskene vir die verdediging en hy's in die hoek. Net oor is hy die skeieregter sê Lamont Paetjies is net lank genoeg om oor die doellyn te kom en is weer Groenewald. Gaan hy sy perfekte skoprekord bou? Ongelukkig nie hierdie keer nie, regs verby. En so word halftyd aangekondig met 40 punte teenoor 11. As ons net geweer daarna kyk, na die kyk weer toe, uitstekend op die skouer word daar deurgebreek deur Lamont Paetjies. Klop die eerste verdediger, vang hy 2-1 van balans af en klop die derde verdediger aan die buitekant. Abdul Fischer wat poog om daar so die duikslag uit te voer, maar net millimeters te kort gewees het of te stadig gewees het. Maar nietemin, die telling tans 38 punte teenoor 12 vir die Afrikaanse Hoërseunskool teen HTS Drosdui. Bly ingeskakel. Ons is nou terug vir die tweede helfte. Dit is interessant, Abdul Fischer wat die afskop behartig. Skop er net kort van die 22, die bal wat op en in die hande van Albert Smit weer mooi reggemaak aan die kant van Affies. Weer vinnige bal hier na die diskants kantlyn. Toe kan hy deur die hande kom. Stefan McDonald wat die bal lewendig hou. Lamont Paetjies gee binne toe na sy slot. Elvin Jansen van Vieren en Elvin Jansen van Vieren. 5 sakskene vir die verdediging en kry sy eerste 3 van die wedstryd. Hier kan ons sien. Mooi beweging. Groenewald weer. Daar. Hier kom ons nou weer vir die bandjies. Toe Edwil Jansen van Vieren. Nog 'n skop oor deur Groenewald. Een van die min foute wat Groenewald gemaak het tot dusver om nie die bal uit te skop nie. Sekerlike aanspraakmaker op man van die wedstryd in my boek. Voete wel dat deurgebreek word deur die plaasvervanger nou in die hande van Jelagter Lamont Paetjies. Of verskoon tog Pillow Barron. En Pillow Barron wat oorgaan vir 'n 3. Uitstekende spel van die Jelagter van HTS Drosdui, maar goeie werk wat net die verdediging getrek het en vir Barron in die spasie gesit het. Hier kan ons dit weer sien, wag vir die man, trek hom. En natuurlik Barron wat al agter die doellyn gaan kuier het vandag. En soos ek gesê het, net vir 2 vinnige 3 kon kry. Ongelukkig. Skopskoen. Ja, Abdul Fischer wat daarin ordentlik hak. Uit die lewe gehou word aan die kant van Drosdui, maar Affies wat afneem. Nou die bal wat op die voet geplaas word deur Groenewald en dit word daar gejaag deur regtervleuel Hugo Snyman wat oor die doellyn gaan kuier. Vinnige omgekeerde besit en Hugo Snyman vir sy tweede 3. Vroeër genoem, ons wil weet wat sy golf voorgee is. Hy ken hierdie wind presies. Hy bly in Pretoria, het nog nie sulke wind gesien nie. Daar kan jy sien die skoppie. Bal wat reg op. Hugo Snyman, een pad
maar Hugo Snyman wat eventueel daar die bal in die hande gekry het. En weer eens Groenewald wat Paul toe aanlê. Die vlaam hoog en nog verdere 2 punte in die guns van Affies. En nog steeds die bal wat in die hande gehou word en aangeslaan word deur ATS Trosdui, maar Affies wat sê ons is nog nie klaar met julle manne van Woester nie. Op die voordeellyn word Affies gestop. Nog so net so oor die 10 meter Groenewald. Pas op vir die man Groenewald wat die halfkapping slaan. En dit is Divan Fourie wat oor die doellyn gaan kuier. Vir die binnensenter Divan Fourie. Hier kan ons sien die breek van Groenewald. En dan 'n goeie pas. En Ruben Groenewald wat die deur die mikkie jaag vir 'n verdere 2 punte. Peer wie is die Enemite Wouta man van die wedstryd vandag. 5 meter kort, maar Affies wat dinge nie maklik maak vir die voorspelers van ATS Trosdui nie. En daar blaas meneer Wiekesnel die fluitjie. En so kom die wedstryd ook tot einde. Die telling 57-17 in die guns van Afrikaanse Hoërseunskool teenoor ATS Trosdui hier vanaf die Enemite Wouta Noord-Suid rugby toernooi. My naam is Heinrich Velsman saam met Peer Bloem. Bly ingeskakel, hier's nog groot aksie rugby wat voorlê.